want to say vir ons colored aunties en oumas en mammies en die, hou op vir die meisiekinders sê, of evens vir die seunskinders, gaan sit op Ankel Dinges as 'n skoot, hou op vir die kinders sê, hulle moet soen groet, hou op vir die Yes! sê, hulle moet, I can be cordial without having to be touched. Yes! Hou op vir die kinders sê, as hulle nie die ankel of die ding gaan huggie, dan is hulle beskof. Why do children need to have their own personal space? Hoekom? I have never liked that. I don't like that. Oh, give a kiss and a hug. No. Ek leer my boys, jy sit jou hand uit. Steek jou hand uit en dan groet die mens. Maak nie saak wie dit is, want dit gaan nie oor, jy sê disrespectful, jy groet. Ek onthou toe ek groot geraak het, dan was hy altyd, kom, gee 'n stukkie, dan vat hulle in jou privaat julle. Yes. Ek onthou soos, toe ek pas beginne ontwikkel het hierbo, is dit soos, wat is die? Ja, like, en dit is normaal. Wie gee vir jou die reg? Yes. Om aan my te kom vat? Dis die reg, wie gee vir jou die reg om te sê, kyk hoe lyk jy? Like, ek het in die township, in die plankhuis groot geraak, ons het nie 'n bad in 'n badkamer gehad, ek het 'n waskommetjie, het ek uit die waskommetjie het gewas. Nou staan ek daar kaal, my staan in was, dan kom julle net in. Yes. Kyk, jy het jou hange daar, laat ek kyk. Like, like, there's nothing normal about that. En is that thing, like, en as jy nou net iets sê, jy voel ongemaklik of jy sê iets en nou jy vir jou oog gehad, dan is jy die probleem as kind. En dan is daar die speletjies wat hulle gedoen het, ek weet of hulle dit nog once doen nie, as hulle meisiekinders skoon maak, dan sing hulle die songs, ek kan nie onthou nie, maar dan vat hulle, kom ek ryk hier, kom ek ryk daar, en you know, speletjie, die ankel speel met die kind, and it is not normal, and it's not. Nobody's supposed to walk up to you and touch you. Yeah. Right? This is your personal space. En soos ek groot geraak het, jy as 'n kind, you must be seen and not heard, en jy ons colored gemeenskap moet ophou om hierdie goede toe te laat, want as jy gee die mense die reg om dit te doen, like, no. En hou op vir die meisiekinders sê, as hulle kom complain van diegene wat so vir hulle vleit en dinge, hou vir hulle sê, hulle is ou gat. Ding. Die eerste ding wat uit julle mond uitkom is nie julle of julle te ou gehad, jou skirtjie was te kort, jy die gewys en jy die gewys. Vandag toe het ek daai conversation met my kinders en toe sê ek vir hulle, ek het vir hulle gevra, so just because she's wearing a short skirt, does that mean yes? That just because she's walking a certain way, does that mean yes? Even if she took you to the room and got undressed, as soon as she said no, that is no. Even if she's standing naked in front of you, she changed her mind and she said no, that is no. Julle sit en hou mothers meeting met julle gowns aan en beskinder jong kinders. Nee, jy gesien Auntie Dinges is 'n dogter wat sy weer met die lyf van ding. Hou op die kinders op beskinder en hou op dis negatief, die negatiewe goed is oor hulle lewe inspreek. Hou op dit. The protection needs to start at home. Exactly. Dit moet by die huis al begin. Wanneer Piet sê of jy en Santie sit by mekaar en sy sê iets van Auntie Dinges se dogter hier in die pad, dan jy onmiddellik vir Santie sê, want wat sê Santie nie van jou dogter nie? Nee, jou eerste instinct moet nie wees jy of jou ou gat nie. Jou eerste instinct moet wees, okay my kind, sê vir my wie dit gedoen. Kom ons gaan sort hierdie ding uit. Jou eerste instinct moet wees om jou kind te protect. Yes. Nee, maar wanneer dit kom by families en mense wat jy ken in jou close knit gemeenskap en veral kerksmense en so wat jy ken, as iemand vir jou ongemaklik laat voel, al goed word net so onder die mat gevee. Yes. Word onder die mat gevee en jou vriend moenie laat jy dit in die gemeenskap gaan sê, dan gaan die gemeente almal mos nou eers sê, nee, en is altyd mense wat jy ken, en is mense in a position of power, wat hierdie goede doen, en is baie kere hulle wat met hierdie goed wegkom. Jy kind was, ek was 'n kind en ek loop elke Saterdag, elke Vrydag en Saterdag as ek in die pad was, het ek gesien hoe slaan 'n oom sy vrou.
En niemand het meer ge-worry nie, want dit was normal. Because it's so normal. That is the crazy part for me. It's so normal. It's only when I moved abroad that I realized that it wasn't normal. So Yes. living the way we did, it wasn't normal. And the one other thing, before I forget, I want to remind you, mommies, luister na julle kinders. Mm. Listen to them and watch their body language. Protect your kids. If your child is saying, and even if she or he is not saying anything, and you see something is wrong, 'n ma weet altyd. Jy Yes. kan nie vir my sê jy het nie geweet nie. 'n Ma Mhm. weet altyd. Daai Mhm. kind was vir jou gegee as responsibility, né? Jy was vertrou met daai kind so that you could rear that child. Take that responsibility serious and listen to your children. Yes. Yeah. Yeah. And Because like it's your job to protect. yes, and like Meryl said, is altyd because julle wil hê die as die pastoor by die ding is of is die gesiene of is 'n oom of is 'n pa of is 'n stiefpa Mhm. of is 'n and why and you know what the other thing for me is it's because women julle is so bang om julle mans te verloor dat julle kind Yes. sal Yes. make that En make dit is sense. kinders. Make that make Yes, sense, man. absolutely. No, I don't know if you watched the news, Meryl. A couple of days ago, a 9-year-old boy hung himself because he was hungry. That is the story on the news. Did you Oh see it? my gosh. No, I did not. Ek I gaan dit did saam met not jou see share. that. Hy's That 9 is, jaar oud. Wat weet daai kind van selfmoord omdat hy honger gewees het? Ek weet of die my story word. nou verander het. That is what I saw last on the news. That Why is do our children uh, not feel that they can come to us as parents? yes, you know why? Because a lot of the times we show them that you do not matter. Because we place other things and people Other and the men people. above our children. Your child should be your first priority. Prioritize the men, yeah, over the safety and the comfort of our own children. And that is where women and mothers are failing their children as well. We also need to think, I know that there's this crisis in South Africa, right? But we also need to take responsibility also and ask, where as parents, right, where have we gone wrong? Where have we failed? Because too many of our children, our young kids, are losing their lives. Yeah. And I'm not saying it's every parent. I'm not saying, but we also need to think, what can we do better? How can we support our children better? How can we protect them better? Yeah. You know, our boys as well. This stuff doesn't just happen to girls. No. It happens to our boys too, you know. So because hierdie goede van ander mense die heeltyd protect. Ag nee, kom ons bly maar stil oor dit. Goed, kom ons bly maar stil. Nee, You wat know? gaan die mense sê? Daai is die eerste ding. Wat gaan die mense Yeah. It's very important that we equipped both our girls and boys from a young age, especially our girls. Ek praat nou met jong kindertjies, né? Wat ek ken. So die seentjie en die ander een is sy sustertjie. En ons praat net so van wat wil jy bekom en almal daai en you know en hy sê te vir my nee ek wil dit doen en ek wil dit doen en ek sê vir hom ja, maar dan moet jy moet hard studeer, you know, towards en as jy net soos daai wat jy op die TV sien jy gaan net hy bekom nie. Yes. So sê ek vir nou kyk ek na die suster toe en ek sê vir haar jy moet ook hy sê nee sy nie idee om niks te doen nie, sy is baie mooi, hulle is mooi kinders, mooi van ek sê hoe mens jy hy sê nee sy gaan net vir 'n man kry en die man gaan egter kyk. Oh my heart. Waar kom daai mentality in die kinders se koppe in? Sy gaan net toe sê ek vir hom hoe mens jy sy gaan vir 'n man kry en die man gaan egter kyk. Sy moet eerstens egter haarself, maar dit is die ding daai is die tipe conversations wat in die huise aangaan. As you know, jy kry net vir jou ouetjie wat 'n lekker job het wat agter jou gaan kyk and that is why then we become stuck in these relationships or abusive relationships where we cannot get ourselves out of because we have first of all we don't have family to go back to because they can't even take care of themselves. Secondly, we have nothing for ourselves. Yes. En toe sê ek vir hom en jy so daai met as jy gaan ook vir jou vrou kry so jy gaan moet ekstra hard werk want jy gaan vir jou vrou kry wat jy moet
agter kyk. So Voorsorg, ja. julle gaan nie partners wees nie. Toe sê ek nou wat dink jy? Toe vra ek hom nou, explain vir my wat ek dink jy is die gaan jou vrou se rol wees in die huis. Hy sê nee, sy gaan by die huis wees, sy gaan skoonmaak, sy gaan kos maak, sy gaan agter die kinders kyk en so en wanneer ek uit die werk uitkom, toe sê ek, oh Lord, I honestly thought that this mentality is long gone and it doesn't exist anymore, but it clearly does. And so it's important that we Is daai mentality ook net waar ons seuns dan dink, okay, maar hierdie vrou is minder waar. Jy laat jou minder yes, waardig voel. yes, Jy's minder waardig. yes, Jy beteken nie jy contribute nie soveel vir die society of on ons relationship soos wat ek contribute. So therefore as myne meer waardevol en myne beteken meer, yeah, you know. Dis daai mentaliteit wat ons dan opbou met hierdie conversations wat ons hou en beauty fades. yeah, Beauty fades en nou vind jy jouself in 'n relationship met 'n man. You don't know what may happen. You may end up in a relationship with someone who financially abuses you, who reminds you dat jy beteken niks nie. Jy gee niks af in hierdie huis. Hierdie is my huis, as my kar, as my kos, en ek het vir dit gewerk. Ons letterlik sê, okay, there's no such thing as equality within a relationship. As 'n man, as jy nog steeds, you can be alpha male and you can be the head of the house, but still be equal partners with your wife. yeah. And in your My ex-man het ook gejol. So hulle sê mos gejol, né? Dit was 'n lang dag. En eendag sê my ex-skoonma vir my, ek het baie gehuil. Vir wat huil jy sê sy vir my? Jy moenie vir wat huil jy? Jy moenie huil, jy moenie worry nie. Jy is die een wat die naam dra. Jy is die een wat die wettige vrou is. Jy is die een wat die wettige kinders het. Die kinders wat agterna gaan kom, hulle en is amper soos ek is jy moet okay wees met dit. ek moet okay wees en ek moet nou lekker voel want ek is die wettige vrou en ek los hom laat hy gaan. Hy moet terugkom. Al bly vir jare is weg is maak nie saakie. En dit het ek you guys, ek gaan eendag daai storie vertel. Daai storie daar in daai land was 'n storie vir nog 'n ding is but what I'm trying to say is it's not just in South Africa. Ons lag maar daaroor, but oh my gosh, the stories that I heard and saw. Ek weet nie of julle al daai movie Rwanda gesien het. Ek het dinge gesien daar wat because daar is Italy at all daai tyd wat ek daar gewoon Italy at all justice system gehad het. En ek weet ons in 'n fail vir ons baie keer, but ons het daarom nog iets in place. Hulle sinne was completely but yeah. So just to come back to our colored mommies, I just want to plead with you as ek mag and say, listen to your children. Ask questions. When you see that your kids, jy weet man, jy kan nie vir my sê jy het geweet nie. En as jy nie verseker nie en if you have the slightest doubt, yes, go find out. Absolutely. En invest in tyd met julle kinders.